Lia, hoe gaan dit met jou? Goed, ek mag nie kla nie. Ek het nogal actually die laaste ruk gedink aan hè. As iemand vir jou vra hoe gaan dit, nê? Dan sê mens gewoonlik net, ja, goed en jy weet. Maar is eintlik nogal 'n loaded vraag. Dit is. Want 'n mens het so baie om voor dankbaar te wees, net om op te staan, is al klaar groot seën. 100%. En weet jy, ons het altyd die geneigtheid om te kla oor dinge en soos, die en daai, maar joh, ek mag nie eintlik op hierdie oomblik kla nie. Daar's altyd goedjies, daar's altyd daar wat beter is as ander en jy weet, sommige tye kry mense net soos, vandag is nie 'n goeie dag nie. Maar vrek, ek is by die huis, my hondjies is hier langs my hondjies is gesond. Dit gaan goed met my en my man. Ek het 'n nuwe liedjie uit. Die son skyn in die Kaap. Ons het warm weer vir 'n Yes, slag. ons het vandag warm gekry. Maar nou sê ek ons moenie kla nie, want ons het die hele tyd gekla omdat dit nie wil warm word nie. So ons moet besluit wat wil ons in die lewe hê, né? Mense is nooit tevrede nie. Nee, 100%, maar weet jy wat? Elke keer as ek sê, dis baie warm, dan gaan ek sê, dis okay want ek hou daarvan. Ek vat liewer die hitte. Ek wil nie die koue hê nie, ek wil nie die reën hê nie. Hierdie is nou vir my lekker somer. Ek wil buite kan sit. Ek en Henny het net nou buite, ons het so 'n klein quad dingetjie met sulke stoeltjies en toe sit ons daar en ons drink saam 'n glasie wyn en ek hoef nie eers soos 'n trui aan te getrek het nie, so dit was dan baie lekker. Dit is lekker. Ja. Lia, maar dit is lekker om weer vir jou te sien. Ek het jou nou die dag gesien met die opening van Universal se nuwe kantore. Wat dink jy van daai kantore? Is hulle nie awesome nie? Wel, dit feature letterlik in my performance video, so obviously is dit baie nice. Ja. Maar dit is lekker, dit is lieflik. Kyk, verandering soos dit is altyd 'n aanpassing vir almal. Mense is half gewoond aan die een plek waartoe jy altyd gaan. Maar dit is so naby aan die ou kantore in elk geval. En ek dink net wat lekker is dat hulle studios het nou so state of the art tegnologie. Yes. Dit is regtig. Hallo, daar's iemand sê hallo, ek kan lekker sien. Danica, hallo Danica. En dis 'n lekker samekomsplek en ek meen ek het letterlik al klaar in daai studios, by die kantore het ons al gewerk aan my volgende liedjie. Oh. So, en hy het baie mooi uitgekom, so ek kan amper nie, I'm ecstatic. Ja. Ek gaan weer 'n draai maak daar. Ons vlieg weer die 8ste op Okay. Pretoria toe en ja, dan gaan ons miskien weer 'n draai daar maak. Ek weet nie of jy dan daar gaan wees nie. Ek gaan dalk nie daar wees nie, maar ek kan nog nie divulge hoekom ek nie daar sal wees nie. Okay. Ja. Ek dink ek kan Dit is weet. interessant dat jy daai datum gesê het, want ek wag in spanning vir iets om te aan mekaar gesit te word en goed om deur te kom en dan gaan ek dit vir julle splurge, ek gaan vir julle spam. Okay, ons sien uit daarna. Liama, ons gaan vanaand net so 'n kort interview met jou hê. Okay. Oor jou nuwe liedjie. En ek weet dit is altyd vir my lekker om met jou te praat want jy's so bondel energie. En jy het so lekker vibe en aura rondom jou en dit is hoekom jy so geliefd is onder die luisteraars en almal vir jou love. So ek wil by jou weet, Lia, wat was die inspirasie agter die liedjie Ou Liefde? Okay, so ek wens ek kan sê daar was iets wat my geïnspireer het om dit te skryf, maar dit is nie die geval nie. So, dit was eintlik 'n sensasie en iemand van Universal se idee om hierdie liedjie te doen. Sensasie het mos die mix gedoen en hy het toe nou 'n vroulike kunstenaar gesoek om in te sing en ek het toe gehoor wat dit is en ons het die liedjie ook vertaal, dis van Nederland af. So ek het wel gehelp met die lirieke vertaal, so daar was dan 'n bietjie inspirasie daar. Maar wat vir my die belangrikste is van hierdie liedjie, musiek, bring obviously almal bymekaar en musiek is net soos universal, musiek is alles, dis tydloos en wanneer daai liedjie uitkom, hallo skarreboel, as daai liedjie uitkom wat jy is vir die res van jou lewe wil luister, dan dit is soos of daai liedjie roes nie. Jy kan hom speel, daai plaat kan speel, jy kan hom op repeat sit vir ewig. En dit was wat my so cool was van hierdie liedjie, want in Ou Liefde hoor jy so 'n stukkie van 'n verwysing van Stand By Me.
Julle ken mos al die liedjie. So Ja. darling, darling, stand by me. So daar's 'n stukkie van dit in die liedjie. En Stand By Me is definitief 'n baie goeie voorbeeld van 'n liedjie wat definitief nie roes nie. Hy is al duisende kere gecover, soveel mense het al daai liedjie gedoen, en toe nou 'n stukkie van dit ook in die liedjie. En ou liefde is net soos, ou liefde, egte liefde, mooi liefde, dit roes nie, dis vir ewig, daai vlammetjie wat vir ewig brand. En dit is presies dieselfde soos 'n goeie sang wat net soos vir ewig en vir ewig hou. Hy roes nie. So dis basies die storie agter dit. En my volgende was, wat ek wou gesê het, dat jy dit saam met Sensasie, het julle dit geskep. Yes. En hoe het julle die balans tussen jou unieke styl en Sensasie se ritme bereik Oef. in hierdie liedjie? Baie goeie vraag daar, Charmaine, baie dankie. Maar dit was nogal 'n proses, want dit is baie belangrik dat mens eie bly aan jouself. So ek het probeer, toe ek die vocals opgeneem het ek so 'n bietjie speels daarmee gemaak, en ek het soos regtig probeer bietjie net dit funky hou, en jy weet, ek is mos maar 'n ou malletjie, so dis vir my lekker om soos 'n proper performance te kon insit. Ja. En dan was dit nou natuurlik baie nodig vir Sensasie om sy manier van dinge te doen, want hy het mos al baie treffers geremix, Yes. soos Teenswoord Dans liedjies en Karike Keesenkamp se liedjies en alles, so hulle Dwayne, hulle Raymond, en om dit nou natuurlik aan hom te bly, aan my te bly, en dan ook natuurlik, dit moet op die radiostasies ook speel, en dit moet sag wees op die oor vir almal. So dit is natuurlik 'n dance remix, maar jy wil dit ook bietjie kommersieel kan hê. Yes. Dit was nogal 'n storie om alles so bymekaar te kry, soos en toe het ons. So dit was 'n spanpoging. Julle ken natuurlik seker vir Austin ook, hy het vir die Piesangskille al gitaar gespeel, en hy is op by Universal Music, so hy het ook baie gehelp met dit, en hy is fantasties, en hy het ook bietjie mense ingekry en so, en ons het daarin, toe kom dit bymekaar, en nou so 'n lekker tune. En wat hoop jy, sal die luisteraars voel, of wegneem van wanneer hulle na ou liefde luister? Ek dink vir my is dit nogal redelik die feit dat dit vat jou so 'n bietjie terug. Dit vat jou terug na 'n bietjie die ouer dae toe, maar dit is nog steeds 'n baie moderne liedjie. Daar's 'n bietjie country, gitare in. Jy dans, dit het old school soul in. Ja. So dis maar nogal 'n lekker kombinasie van verskillende goeie. So dit moet eintlik nogal vir 'n redelike wye mark werk, jy weet. Maar wat vir my net so lekker is van hierdie liedjie is dat ons sing oor Stand By Me. Ek sing letterlik Stand By Me op kaset in my motor, en baie van die jong mense soos ken nie 'n kaset nie, want dit bestaan amper nie eens meer. Ja. Letterlik 'n kaset hierso op die tafel, jy weet wat ons nog gebruik het, en ek sing van Dirty Dancing. Dirty Dancing is my gunsteling film in die hele wye wêreld, en dit is nou al baie oud, maar dit is nog steeds relevant. Die musiek uit Dirty Dancing is nog steeds relevant. So ek wil bietjie hê mense moet nostalgies ook raak, bietjie heimwee. Veral vir ons wat so 'n bietjie ouer is, en ek wat sterk 40 toe trek. Jy weet, dit is goed waarmee ek groot geword het, en Stand By Me, absoluut, deur al die jare, is dit 'n liedjie wat altyd oral opduik. Jy sal nie glo nie, toe ons moet besluit of ons hierdie liedjie gaan doen, dan is ek en Henny sê nou maar by 'n restaurant, dan sit ons en gesels, dan ewe skielik in die agtergrond, dan begin Stand By Me te speel. Hallo Mama Forrie en Miss Raylan, en toe was ons by die bokkie toekennings vroeër die jaar, in Mei maand. Ek was nogal 'n nominee, jy weet mos. Ja, ek onthou, we were rooting for you girl, we were rooting for you. En toe is daar ook 'n remix van Stand By Me voor gespeel daai aand. En ek het nog vir Liesel gemessage, ek gaan sê hoorie, as ons vir 'n sign gesoek het, is hierdie die teken. En elke keer as dan gaan nog 'n dag verby, dan kom daar nog 'n Stand By Me ergens op wat een van 'n orkes weer speel. So dis so 'n universal liedjie. Jy kon nie vir dit nee sê nie. Dit is so lekker. Nou my volgende vraag aan jou is, ek wil by jou gehoor het of jy vir ons iets kan vertel
oor die opname van die musiekvideo, maar ek kan ook vertel want ek was daar. Ek wou net sê, hoekom vertel jy nie vir ons nie? Dit was absoluut awesome geweest om vir jou te sien terwyl jy besig is om musiekvideo te maak en laat jy net jouself bly. Ja, en die skouertjies en ja, so vinnig dressrehearsal gaan doen en jy lyk net altyd vars en ek het net so gestaan en dink en gedink, dit is hoekom jy 'n legend is. Jy is regtig die beste, maar weet jy, dit was my so lekker om julle daar ook te hê, want weet jy, partykeer kan dit 'n musiekvideo nogal awkward wees, want ons is so gewoond aan om voor 'n gehoor te sing en vir 'n gehoor te perform, en dan moet jy 'n musiekvideo opneem en dan sit nou soos die kameraitjie en jy's dis, hi, en toe's julle nou daar en soos julle het glad nie vir my op my senuwees laat voel nie, ek was net soos, hierdie is fantasties, dit is so lekker. En omdat dit vir my so lekker liedjie is, kon ek net soos in die ding in klim en ek het probeer om die 2 outfits wat ek ook gehad het, om so bietjie soos meer 'n klassieke look te hê, wat ook by die ou siel van die liedjie. Maar dit was baie lekker en daai beligting en alles het so mooi uitgekom. Donovan het die coolste foto's ook geneem, soms so impromptu, ek was soos, maar as jy sien Anthony se foto's en Anthony se video's wat hy geneem het, ek het die enige repost, ek het. Ja, en die een wat jy so op die een kant, wat jy klaas, wat jy so, jou hare so wegblaas. Hy het die mees beautifulste video daarvan. Ek het maar post daai ene, dat ek het ook kan reshare asseblief. Ek gaan hom sê, hy moet dit reshare. Julle is maar altyd welkom, hoor. Misschien moet julle dalk in my volgende video speel. Ons kan. Lia, hoe kry jy dit reg om sommer net, dit lyk of jy net die eerste keer, voilà, daar is dit, klaar. So, kyk, ek hou daarvan om voorberei te wees, né? Ek hou daarvan om my goedjies te oefen, en as ek opdaag ergens, dan hou ek daarvan om presies te weet wat ek moet doen, en dit wat ek doen, is ek confident in. En ek dink dit is nogal belangrik, ek het baie geleer, vir die van julle wat nou nie weet nie, hallo almal, as ek julle soos mis, hi, ek het mos gestudeer by die Waterfront Theaterskool, so dit is 'n college vir absoluut net performing arts, en daar het hulle vir ons geleer, is dat jy kan nie opdaag, ooit, sonder dat jy weet wat aangaan nie. Jy moet alles 100% ken. As jy nie doen nie, dan fire hulle letterlik, hulle soos, jy kan nou maar van die verhoog af beweeg, want jy doen goed nie. En daai goed is nog steeds in my in. Ek wil altyd voorbereid wees. Ek wil my goed ken, en ek wil weet wat aangaan. En ek dink ook as mens baie keer in diep kan ingegooi word, dan kan jy nie jou beste gee nie. So ek wil altyd 110% gee. So ja, dit is maar, ek is baie bly dat dit daarom oorgekom dat ek probeer het om die eerste keer al als reg te kry. Nee, mens kan sien jy's baie confident. Ek probeer ook altyd om voorbereid te wees. Selfs, kyk, ek maak vir my mooi vragies uitgetik. Is nie net sommer geskryf op 'n papiertjie nie, want dit moet na 'n leer toe gaan. Dit gaan in 'n leer in. En dan dink ek is voorbereid, en dan wanneer ek wil praat, dan vergeet ek van die goed. Nou weet ek nie of dit my ouderdom is nie. Nee, dit is net human. Dus ons is net mens. Onthou partykeer, kom maar nou maar glipsies. Ek glo my, ek vergeet nou nog partykeer my eie liedjies se woorde op die verhoog. Met jou klere aan. Weet jy baie keer dan, soos jy raak net so into die crowd en alles, en dan vergeet ek waar ek is, en dan sing ek heeltemal verkeerde woorde. It happens. En dan lag jy nou maar oor. Lia, in 2015 het jy met Wonderwerk bekend geword. Hoe het jy gevoel toe jy jou eerste album vrygestel het? Dis mal, dis regtig mal. Ek dink as iemand vir my ooit vra wat is die grootste voorreg, ek dink dit was daai dag wat ek letterlik my eerste albumpie in my hand gehou het, en jy sê, oh my word, dis my gestig, en dis my naam, en dit is my musiek, en dis my hart en siel in hierdie dingetjie, fisiese CD, ons sê dit was nou nie eintlik meer nie. So, nee, dit was ongelooflik spesiaal, en weet jy, dit was vir my 'n baie, dit was 'n langer pad, dink ek, vir my, as vir sommige mense. En sommige mense vat 'n nog 'n langer pad, maar dit was baie uitgestel ook.
ons het planne gehad en As Jy Sing het uitgekom en ons het gedink net As Jy Sing gaan ek 'n album release en alles het net dit het net nie op daai oomblik in plek geval nie en toe uiteindelik in 2015 val dit toe nou in plek en partykeer is dit nou maar net mens moet daai geduld hê en jy moet leer uit die terugslag uit en onthou ons tyd is nie ons tyd nie, ons kan nie eintlik besluit nie. Is nie ons planne nie, so en dit het toe nou eintlik op die regte tyd uitgekom. En ek is so dankbaar daarvoor. It was tough, but it worked. En ek het al gesê en ek gaan dit weer sê, jy is bekend vir jou energie op die verhoog. So wat ek by jou wil hoor is hoe hou jy jou optredes vars en opwindend vir jou gehoor? So ek is 'n baie visuele mens. Ek dink ek het dit al vir jou gesê. Soos ek is nogal baie as ek vir iets kyk, wil ek daai sensoriese ervaring hê. So ek is dieselfde wat ek teruggee vir mense. So ek probeer regtig moeite doen eerstens met my outfits. Daar moet altyd iets blink wees, iets wat skyn. En iets net funky en vars en so. En dan in terme van my setlist probeer ek ook, as ek soos covers doen, en nie noodwendig net my eie liedjies doen nie, dan probeer ek nuwe moderne goeders bysit, maar dan probeer ek ook ou goeders doen. So mens probeer dit ook so 'n bietjie verander elke keer, en afhangende ook van waar jy sing, is dit in 'n klub, is dit in 'n bar, is dit by 'n fees, is dit by 'n corporate, is dit by iemand se verjaarsdag, en dan pas 'n mens dit nogal redelik aan by wat jou setup is. So dis nogal vir my belangrik, en dit wat so cool is ek probeer ook meeste van my liedjies, al is dit nie noodwendig die bekendste liedjies nie, ek sit hulle sommer saam in 'n medley, dat ek ten minste ietsie van alles kan doen. Wat ek ook die laaste ruk begin doen het, dalk is ek voorbarig, maar hoekom nie. Ek het een van my eksamenliedjies, wat ek gedoen het by die teaterskool, letterlik 15 jaar terug, oh my goodness, 16 jaar terug eintlik. So ek sal dit baie keer in my set ook ingooi. En dit is iets wat niemand verwag nie, want dit is nie noodwendig 'n bekende liedjie nie, maar dit is baie powerful. Dit is upbeat, en dit is een van Barbra Streisand se liedjies wat sy gedoen het in Funny Girl. So dit is nogal obviously ook pressure, maar dit gaan elke keer so goed af, want dit is iets heeltemal anders. Ja. Dis lekker. Ek hou van verrassings, ek wil ander mense ook bietjie verras. So ja. Hallo Anje, hallo Chris. Hi. En waarvoor kies jy, of wat is vir jou die lekkerste om op te tree? By 'n fees, by 'n gewone konsert, in 'n bar, 'n corporate? Watter is vir jou die lekkerste? Dis baie moeilik, want partykeer, as jy nou dink, kom ons vat gou 'n paar voorbeelde, soos in die bos se hoofverhoog is mal. Jy gaan op, jy doen jou set en jy stap af en jy so, wat het nou net met my gebeur? So dit is incredible, want dit is al die mense wat daar sit. Maar wat anders nou weer is van 'n kleiner theater tipe setup, soos Die Boer byvoorbeeld. Ja, is baie intiem. In theater, dis baie intiem. Jy sien amper al die mense in die gehoor. So jy het 'n ander tipe koneksie met hulle. En ek dink, omdat ek van 'n teater agtergrond afkom, is dit tog al vir my verskriklik lekker. Maar ook omdat, soos jy sê, ek's 'n baie energieke mens. Hoe groter die crowd, hoe meer energie gee ek ook. Vat nou Krone, ek meen, daai is ook, dis mal. Krone is, oh goodness. Maar by Krone, daai het jy ook die stage gerok. Baie dankie. En daai is soos my kos, want jy doen jou eie liedjies, jy doen covers, en wat die lekker is van Krone is, jy kan soos all out gaan met die outfits. Ja. So, jy weet, van daai goed gaan ek nou nie noodwendig in 'n teatertjie aantrek nie, of ek gaan dit nou nie by 'n klub of whatever aantrek nie, en dan daar kan jy net soos gaan groot of van huis toe. Jy kan blink soveel soos jy wil. Sequence for days. So baie sequence. Hoe het jou rolle in televisie en in flieks jou musiekloopbaan beïnvloed? Wel, eintlik vreeslik baie. As jy net dink, ek het begin met As Jy Sing, toe het ek nog geen musiek daar buite nie.
En ek kon gesing het en as hy sing, ek moes jou gesoen het was die duet met Bobby van Jaarsveld, ons het Snak na my asem gedoen, en dit is ook Dewald Wasserval se eendag as ons groot is ook gedoen. So ek dink dit het so half die platform geskep om te gaan, okay, hierdie meisie, sy kan sing, of sy probeer sing. En dan is dit nou lekker om te bou op 'n opkomende album. En jy Sequence, Forever John, I do agree. Life of a Showgirl, Taylor Swift, yes, Sequence. En toe byvoorbeeld nou, het ek in 2016, vir die wat nie weet nie, het ek in Sterlopers gespeel. Dit was so 'n drama reeks op kyk net, wat ons ook moes dans en perform, en dit was dus, ons was deel ook van 'n performance college. So dit was al vir my lewe, dit is absoluut wie ek is. En toe Sisters in 2018, jy weet dit bou net so jou karakter, en dit bou jou mens wees, en dit wat jy leer daaruit, ek meen, ons het 'n somerfilm geskiet in die middel van winter. Ek het in Copacabana in die see ingespring in Julie maand. Weet jy hoe koud is dit? Ek kan glo. So mense, jy leer vrek baie. En dan natuurlik wat dit lekker gemaak het van Sisters is dat ek en Joe Black het nooit alleen as die temalied gesing. En daai liedjie doen nog steeds so goed by elke liewe show. Dit is soos almal sing kliphard saam. Dis soos ek maak net so met die mikrofoon en dan sê jy, ja, is nooit alleen. Dit is so lekker. So nee, die TV-werk het my definitief baie geaffekteer in 'n goeie manier. En dan ook natuurlik Boersoeke Vrou, Duidelik Dapper en Lottoland wat ek aangebied het. Dit is so great om jou profiel te bou. Jy's op TV en dan kan die mense jou musiek ook hoor. Hulle sien jou op die TV. Dis lekker, dit is asof jy mense se huise is en jy is soos raak deel van hulle, soos, hi, hallo, jy sê daar. Ek ben net gou vir die een vir Chloe antwoord. Chloe het verseker is Lea ons Suid-Afrikaanse Taylor Swift. Stop it, I will take it. Lea, jy het nou al so baie verskeie toekennings ontvang. Laat jy is nou al so gewoond daaraan. Hoe laat dit vir jou voel om erkenning te kry vir wat jy doen? Jogg, dit is iets waarna 'n mens nie noodwendig, jy doen dit nie vir erkenning nie, maar wanneer jy dit kry, dan sê jy soos, oh wow, okay, ek het ietsie reg gedoen. Ek dink wat vir my die spesiaalste, my heel eerste musiektoekenning was 'n bokkie gewees, en dit was as nuweling van die jaar. En wat so Ek was daar. Ja, was daar, en Wynand van Heerden het seker vir my soos 40 keer gevra, is jy seker jy bly in die Kaap? Want toe sit nog net vir die Kaapse kunstenaars gewees. Ja. En ek het net op die mark gekom. En ek sê, Wynand, wil jy by my huis kom kyk? Ek beloof ek's in Bellville. Ek was in Bellville hoërskool. En so daai was ook so spesiaal om dit te kry as erkenning as 'n Kaapse kunstenaar. Dit is letterlik hier in die pad af, jy weet. En toe nou on to bigger things. Dit was regtig ek dink dis wat ding van expect the worst but hope for the best. Ja. So jy hoop, maar jy kan nie te hard hoop nie, want anders gaan jy te teleurgesteld wees. So jy sê soos, okay, cool, ons verwag nou maar net niks. Dit gaan Ja. En kyk wat gebeur. Exactly. Maar ja, ek baie bevoorreg om ongelooflike toekennings al te kon gehad het. Ek meen, ja, dit is crazy. Ja, daar hier agter staan 'n paar. So Kyk net. Hier agter staan 'n paar. Ja, dis raak eintlik so 'n bietjie emosioneel as jy dink soos Maar jy verdien dit. Jy verdien ieder en elk van daai toekennings. Dankie. Mens probeer so hard en jy werk so vrek hard. En ook ek het 'n bietjie later in my lewe eintlik eers in die mark ingetree. Ek was basies 27 al gewees toe As Jy Sing uitgekom het. So ja, it was a journey and it still is a journey. Dit gaan ook nie ophou nie. Ons gaan nie ophou hard werk nie. Ons mag nie ophou hard werk nie. Ons mag nie. Ja, nee. Jy het net my volgende vraag het jy net al vir ons so 'n hint gegee, so ek gaan dit net vir jou noem. Ons wou geweet het, wat is daar in die toekoms vir Lea, maar jy het nou klaar gesê, jy is al klaar besig
Alweer met goed, so ons sal wag. Ons wag om te hoor van daai wat jy wil hoor hier by die 8de November se kant. Ja, so dis nou weer iets heeltemal anders, maar ek kan nie te veel weggee nie. Okay. Al wat ek sê is my musical theater hartjie klop baie sterk. Okay. Dan hopelik 30 Januarie of 6 Februarie sal ek nog 'n enkelsit vrystel. Okay. En dan letterlik 'n paar maande daarna nog enetjie wat letterlik die storie van my en Henny, hoe ons verhouding begin het, actually vertel. Dis nogal cool. Dan is ons alabo. Dan kan ons sommer 'n interview en kan jy sommer daar na ons huis toe kom. Okay. Great. Kan ons braai? Ek sal Ons kan. Yay. Anthony gaan 'n studio daar opsit vir my interviews, 'n mooi studio. So ja. Amazing. Lekker. Ja, nee, ek kom kuier verseker. Maar ja, ek dink ek wil baie graag baie meer musiek skryf. Ek het nou so 'n bietjie meer self-confidence, veral na lekkerste lekker. En omdat ek ook so 'n bietjie gehelp het met die lirieke vir ou liefde ook. En dan die volgende liedjie wat uitkom, het ek en Rigan Bressou, wat van Reën was. Ek en hy in Austin van Universal het saamgesit vir die lirieke vir die volgende ene. En dan die een daarna het ek 100% soos letterlik al my eie lirieke wat ek soos, yay, go girl, she's got this down. So dis so lekker. En dan wil ek eventueel vir ander mense ook begin skryf. Ja. Ja, as dit werk en as mense daarvan hou, hopelik, dan sal ek dit graag wil doen. Ja. Lia, ons het nou alles oor die musiek gevra, oor jou nuwe liedjie. Ons gaan nou vir jou net 'n paar vinnige vrae vra. Dan gaan ons vir jou los. Dan gaan ons vir jou los dat jy by Henny kan gaan sit terwyl die weer so lekker is. Hulle sê dit gaan nie die hele week nog lekker warm wees. Ja, en dan Saterdag reën dit. Ja. Cute. Hoe cute. Nice. As jy 'n ikoniese liedjie van jou kinderjare kan herleef, watter een sou dit wees en hoekom? Sjoe, okay, daar's eintlik baie. Maar daar's 'n sanger met die naam van Jim Croce. Ek weet nie of ek dit reg sê nie, maar hy sing 'n liedjie, I have to say I love you in a song. En dit was een van my pa se gunsteling liedjies gewees. My pa is, toe ek 7 was, al oorlede. So dis vir my 'n baie spesiale liedjie. En dis iets wat my nog altyd aan hom laat dink. Ja, is dit wat jy gevra het? Maar ja, dit is 'n baie spesiale liedjie. En die volgende ene, wat is jou gunsteling herinnering? Aan 'n eerste dans en natuurlik jou en Henny se eerste liefde. Okay, so dans, Kyk hoe sprankel hy gesiggie. So, ek het al op 'n jong ouderdom begin dans. Ek het ballet gedoen en toe moderne danse. 'n storie oor die ballet. Ek het altyd in my kop gehad so Swan Lake, jy weet die rompies, die tutus, nee. En dan daag ek op by my balletklas, maar ek is 4 of 5 jaar oud met 'n leotard. En dan het ek 'n rompie aan en dan sê hulle soos nee, met jou rompie uittrek want jy's net in 'n leotard en jou kouse en jou balletskoene. En dan sê ek soos nee, ek wil in my rompie dans. En dan soos is dit 'n bekleierery want ek het dink in my kop ek het 'n tutu aan. So dis my ballet begin. En met modern dancing, ek het altyd op ons koffietafel gestaan en dat ek op Buddy Holly gedans vir my maale en dat my tweeling boeties saam opgespring in hulle doeke. En dan onthou ek in graad 6, in my kop wil ek nog steeds sê, standaard 4, maar toe het ons begin vasdans, stout. Maar dan het jy mos nou so aan mekaar gevat, jy was net te bang. Ja. Jy het soos met jou 2 vingertjies amper aan sy skouers vasgehou, sy het was baie cute. En met Henny, so ons was nog nie saam nie, dit was seker amper 'n jaar voordat ons offisieel saam was, toe het ek sy beste pel genooi om saam met my na 'n huisdans te gaan op Stellenbosch Universiteit, op een van die koshuisdanse. En sy naam was ook Henny. En
toe bel ek nog vir Henny en ek is soos, hi Henny, is jy saam met na die dans toe gaan? En hy gesê, wag, hy's confused, bel ek nie nou die verkeerde Henny nie. En ek sê, nee, ek wil jy moet saam gaan. Maar hy kon toe nie saam met my gaan nie. Toe vra ek vir my Henny, wat nou my Henny is. En toe kom hy saam met my na die dans toe. En die tema was nog maffia gewees. So ons het sulke maffia hoedjies aangehad. En ja, let's just say, as hy my so gedip het, en hy het so in my oë gekyk, kyk, het ek geweet. Die cool Dis die regte Henny. That's the one. That was the one. Ja. Ek sal weer vol stories vanaand. Oh my goodness. As jy 'n dag kon spandeer met enige ander kunstenaar, lewendig of as hulle oorlede al is, wie sou dit wees en wat sou jy vir julle wil hê julle moet doen? Ja, vrou, daar is nou 'n wille vraag. Ek dink kom ons gaan met die persoon, dit is 'n internasionale kunstenaar en toe ek gehoor het sy is dood toe hy lyk. Dit was Whitney Houston. Okay. Want ek het so met haar musiek groot geword en sy was hierdie absolute icon met hierdie sterk stem en Shane, dit het eintlik net it went downhill for her aan die einde en ek dink ek sou so graag wou net met haar gesit het en dalk 'n glasie wyn gedrink het en gesê het soos wow, kan ons nie jou omgedraai het en dat jy nog steeds hier kon wees en vir ons nog kon sing nie, want wow, what a voice, nee? Ja, sy het 'n mooi stem gehad. Sure, so ja, Whitney. En dan my tweede laaste vraagie vir jou. Wat is die mees onvergeetlikste of snaakste oomblik wat jy al op 'n verhoog of tydens 'n opname of 'n optrede beleef het? Weet jy nee, ek word so baie gevra soos wat was my most embarrassing moment? Was ek goed as ek soos ek het nog nie eintlik embarrassing moments gehad nie, want ek dink ek lag nogal maklik ietsie af. Maar ek het al by 'n sangkompetisie toe ek nog op skool was, het my rok afgeval voor almal. Dit was ongemaklik. Gelukkig het my ma hulle naby my gestaan. So daai was nie so lekker nie. En in my eerste jaar op koshuis het ek deelgeneem aan meneer en mevrou Narina en dagbreek. En toe moes ek so op die planke, op die ramp loop. En toe ek so 3 tree gee, toe gly my voet onder my uit. En toe val ek soos kaplaks letterlik op my boude. Ek amper sê ek gat, maar letterlik. En as eerste jaar, soos jy is so embarrassed, maar ek staan op en toe gaan ek so woe, hier gaan ons nou. En toe gaan ek net aan. So dit sulke goedjies is vir my lekker. Ek lag 'n ding af. Maar jy sien ons eintlik kom so baie spesiale oomblikke wat ek op die verhoog gehad het. Toe ek by die Bokkie toekennings 1 jaar het ons 'n Lorika Raug medley gesing. En toe sit sy in die verhoog. In die gehoor. En ek staan op die verhoog en soos wat ek haar liedjie vir haar sing, kyk ons so vir mekaar en ek's net soos this is everything. Ek's 'n groot fan. Ek kry sommer goosebumps. Nou daai keer, ek sal as ek jou nou weer sien, dan sal ek vir jou 'n foto wys. Ek het langs haar gesit. Okay, maar so dan het ek eintlik vir jou ook gekyk, maar sorry, ek het meestal maar vir haar gekyk. Sy is Jessie, hè? Tannie Lorika. Ja. Wow. Ja. En as jy 'n kreatiewe projek kan begin, wat niks met musiek of TV te doen het nie, Oh wow. wat sou jy wou doen? So, ek wil gaan noem, Andrei sê, lawwe ooms, ek moes haar al help in Bloemfontein, by die bloemskou. Andrei, ek dink ek weet waarvan jy praat, partykeer raak die mense nogal snaaks nou, lekker oorig. Ons hanteer is soos wat ons moet. 'n kreatiewe projek, om eerlik te wees, is ons, ek en my beste vriendin is besig om 'n nuwe tipe athleisure fitness wear reeks te design. Okay. Ja, want ek het nou mos al 'n bietjie begin draf en so en bietjie meer begin oefen. En dis vir ons baie belangrik om baie mooi en baie praktiese oefenklere te kan hê. En ons is baie kleurvolle mense, so ons wil baie kleurvol gaan. Maar dis nog aan die beginstadium, ons werk aan en dit vat baie tyd.
Maar ja, so ons werk so stuk aan dit. So dit is my ander kreatiewe uitlating. Okay. Ja. It's a bit designing. Oh, look at me. Lia, dit is altyd awesome om met jou te praat. Ek het met nou jou. Jy's so lekker. Baie van jou tyd gevat. Nee, glad nie. En, Hierdie was vinnig. Oh my goodness. Ons kan die hele aand hier sit gesels. Maar dan gaan En- niemand maak nie. En vir ons te vertel oor ou liefde. Wat 'n awesome liedjie. En you rock girl, you rock. Dankie. Dankie, ek waardeer dit so baie. En julle beteken ook so baie vir ons. Dankie. Sing in Afrikaans boe. En dankie aan almal wat ingetune het. Ek praat so baie dat ek nie almal soos kan hulle sê nie, maar regtig ek waardeer julle super baie. Onthou net ek sal nie 'n loopbaan hê sonder ondersteuners nie. Dis Dat kan ek waar, ook. dis waar. Goed gaan. En dankie Ja, vir ek sien ja. julle binnekort weer. Ja, Ja, ons sien julle gou weer. Ek sien vir jou gou weer. definitief. Lekker. Jy moet 'n wonderlike aand hê. En dan praat ek weer met jou. Dankie. Goed gaan Tot net. weer. Bye. 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 Woehoe.